maar toe ons in die boodskap kon ons ook net by sout uitkom. En vandag wil ek graag aangaan met dit. Ek het so gelag, Louis het vir my in die week 'n boodskap gestuur en sê vir my, die lekker ding van net die helfte van jou preek kom is jou voorbereiding vir die volgende preek is bietjie minder. Ek wil net vir jou sê, dit was toe nou nie so gewees nie. Het ek nou gestoei met lig hierdie week, maar die Here my nou op 'n lekker plek gebring, 'n wonderlike openbaring oor lig en wat dit beteken om lig te wees, en het die Here sommer iets in my lewe kom doen, toe ek nou hierdie week met hierdie teks gestoei het. So kom ons lees hom gou saam, jy kan jou Bybel saam met my oopmaak, ons lees hom weer, hy is in Matteus 5. Matteus 5 en ons lees vanaf vers 13. Julle is die sout vir die aarde, maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie, dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander. En dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Kort en kragtige teks. Maar hoe sê hulle in Engels, hy pack a punch, hoor. Dis kort, maar hy's so kragtig as mens regtig met hom begin werk en gaan soek na wat die Here eintlik hier vir ons sê. Nou net om jou geheue te verfris, en indien jy nou nie die vorige keer toe ons oor die teks gepraat het hier was nie, ek wil jou sommer net weer 'n bietjie oriënteer met betrekking tot die teks en jou net herinner aan 'n paar goed wat ons reeds vir mekaar gesê het. Die eerste ding is, die Matteus Evangelie is geskryf vir 'n gelowige gehoor. So die boek Matteus in jou Bybel dien as 'n handleiding vir disippels. Die tweede ding wat jy moet weet is Matteus 5 tot 7, daai hele eenheid, dis 3 hoofstukke, 5, 6 en 7, is een van die groot preke wat Jesus gelewer het. Een van sy groot toesprake. En die tema van hierdie spesifieke preek is, hoe lyk die lewenstyl van 'n disipel? Hoe lyk die lewenstyl van 'n disipel wat in die koninkryk van God leef? En dan derde en seker die belangrikste ding wat jy in gedagte moet hou, is ons het vir mekaar gesê, the text, the whole text, and nothing but the text in context. So context is altyd belangrik, en wanneer jy hierdie klein gedeeltjie gaan lees van net 'n paar verse, dan moet jy sien wat voor hom staan, en jy moet sien wat na hom staan. En jy moet ook aandag daaraan gee. Want hierdie klein gedeeltjie wat ons vandag gelees het van sout en lig, pas tussen Jesus se saligsprekinge, wat in vers 3 tot 11 is, en Jesus se uiteensetting van die wet, wat in vers 17 tot 48 is. En hy is die skakel tussen hierdie twee. En as jy wil weet hoe om sout te wees, dan help Jesus se saligsprekinge jou, in daai eerste gedeelte, vers 3 tot 11. En as jy wil weet hoe om lig te wees, dan moet jy vers 17 tot 48 gaan lees, wat Jesus se uiteensetting van die wet is. Nou in hierdie gedeelte wat ons vandag gelees het, sê Jesus twee goed oor disippels. Hy sê, julle is sout vir die aarde, en julle is die lig vir die wêreld. En wat jy moet hoor, wanneer ek dit vir jou lees, is dat dit gaan hier oor wat 'n disipel in sy of haar wese is. Dis nie 'n resep oor wat ons moet doen en wat ons moet sê nie, maar dit gaan eerder hier oor die impak wat ons op ons omgewing het, deur net in ons omgewing te wees. Sout affekteer sy omgewing deur net te wees wat dit is. En lig affekteer sy omgewing deur net te wees wat dit is. En as ek en jy sout en lig vir die wêreld wil wees, dan gaan dit daaroor om heeltemal anders as ons omgewing te wees. Soveel anders dat ons omgewing affekteer deur net in ons omgewing te wees wie God ons geroep het om te wees. 'n Christen, 'n disipel, ek en jy, is altyd besig met bediening. Selfs daar waar jy net saam met jou huismense voor die TV sit, is jy besig
met bediening. Ons praat van 'n ministry of presence, 'n bediening van teenwoordigheid. Jou teenwoordigheid daar, tussen jou huismense, tussen jou werksmense, maak die atmosfeer anders, want jy bring die teenwoordigheid van Jesus saam met jou daarin. Want jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Jy is altyd besig met bediening. Nou oor sout as 'n metafoor vir disippels het ons vir mekaar gesê, wees versigtig om jou eie wêreld te verstaan in hierdie teks in te lees. Vir ons is sout 'n geurmiddel en 'n preserveermiddel. Maar toe gaan lees ons die gelykstaande teks in Lukas, en Lukas verklaar vir ons so 'n bietjie waarvoor hulle sout in die Bybelse tyd en in die Bybelse konteks gebruik het. En in die Bybelse tyd was sout gebruik as 'n kunsmis vir die landerye, om die lande te voed daar waar die geplant of die gesaaide al die voedingsstowwe uithaal, en dit is gebruik as 'n ontsmettingsmiddel vir die mishoop. So ons het gesê, daar's hierdie twee gebruike, hierdie positiewe en eintlik negatiewe funksie van sout. In die eerste plek het sout die groei van die oes bevorder, en in die tweede plek het sout ook die verspreiding van die kieme en die bakterieë gestuit. En net so vir ons om sout vir die aarde te wees, is daar hierdie twee kante, hierdie positiewe en hierdie negatiewe kant eintlik. Ons moet die goeie bevorder, terwyl ons ook die slegte moet stuit. Maar die enigste manier, het ons mekaar gesê, om vir sout om hierdie effek op sy omgewing te hê, is dat sout van 'n uitstaande hoë gehalte moet wees. En net so kan disippels slegs 'n invloed op die wêreld uitoefen as ons anders as die wêreld is en suiwer of gereinig van die invloed van die wêreld is. Nou op hierdie punt wil ek net vir jou sê, ek dink dis die groot uitdaging vir kinders van die Here op hierdie oomblik. Om nie te konformeer tot wat die wêreld aan ons verkoop as normaal en as aanvaarbaar nie. Om nie toe te laat dat die sekulêre denkwyse ons manier van wees infiltreer nie. Kom ek gebruik 'n eenvoudige en 'n relevante voorbeeld hiervan. Die kwessie van selfde geslagsverhoudinge. So in die wêreld raak dit toenemend aanvaarbaar vir twee mense van dieselfde geslag om in 'n verhouding met mekaar te wees. Daar's wette wat dit nou kwalifiseer en dit beskerm, en die kerk word in 'n blik gedruk om dit ook as reg te aanvaar. Terwyl as ons die Bybel lees, dan sê die woord van God vir ons iets anders. Die woord van God spreek om daarteen uit. En dit vat my so 'n bietjie terug na Marius se boodskap van laasweek, en as jy dit gemis het, gaan luister dit gerus, dis op YouTube, en sy stemboodskappe is op ons WhatsApp groepe. Dis treffend, en ek dink is so nodig vir ons om dit te hoor. Die duiwel is konstant besig om die disippels van Jesus te probeer immobiliseer. Hy wil. En hy het baie verskillende tegnieke, en Marius het dit vir ons so mooi uitgepak en gesê, let daarop. Hy gebruik hierdie strategie. Maar een van sy tegnieke is om te sorg dat ons as disippels ons trefkrag in hierdie wêreld verloor, is om ons so stelselmatig te konformeer tot die sekulêre denkwyse. En nou wil ek ons liewe president se metafoor hier gebruik, die padda in die kookpot. As jy 'n padda in 'n pot kookwater gaan gooi, gaan hy spartel en probeer uitspring. Maar as jy 'n padda in 'n koue pot water sit en jy sit die stoof 'n bietjie aan en die water word stadiger en stadiger warm, dan kom die padda dit nie eers agter nie. En later kook die padda saam met die kookwater en hy het nie eers agtergekom hy is in die kookwater nie. Dis presies wat met die kerk gebeur. Ons het vir mekaar gesê, disippels moet in die wêreld wees, maar nie van die wêreld wees nie. En dan het ons ook vir mekaar gesê, dan as jy wil weet hoe die andersheid van 'n disipel moet lyk, gaan lees die saligsprekinge van Jesus. Daai gedeelte wat sout en lig vooraf gaan in Matteus. Want hier kry ons die houding wat direk in teenstelling met 'n wêreldse ingesteldheid is. Die wêreld sê vir ons,
Jy moet op niemand staat maak nie, jy moet op jou eie voete staan. Jesus sê, geseënd is jy wanneer jy weet hoe afhanklik jy van God is. Die wêreld sê vir ons, moenie toelaat dat enige iemand jou misbruik nie. Jesus sê, geseënd is die wat nie hulle sagtheid in hierdie wêreld verloor en gehard raak nie. Die wêreld sê, dis okay om die reëls te oortree, almal doen dit, jy moet dit doen om te survive. Jesus sê, geseënd is jy as jy honger en dors na wat reg is. En so kan ek aangaan. Maar jy kan die saligsprekinge gerus op jou tyd weer gaan deurlees. So om sy te wees beklemtoon hierdie andersheid wat daar in ons moet wees. Maar dan kom Jesus en hy gebruik hierdie tweede metafoor en hy gebruik hierdie twee goed by mekaar. En dit is ook belangrik om te sien. Maar die tweede metafoor wat Jesus gebruik om 'n disipel, om jou mee te beskryf, kry ons in vers 14 en 15. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, jy sit dit op 'n lampstander. Dan gee dit lig vir almal in die huis. En as ek hierdie gedeelte lees, dan kom ek sommer net agter, lig het ook hierdie twee kante, hierdie positiewe en negatiewe aspek. Die negatiewe aspek van lig is dat dit die bose ontbloot. Dit werp lig op wat in die duisternis gebeur, op dit wat verkeerd is, op dit wat nie volgens God se wil is nie. Maar lig het dan ook hierdie positiewe funksie en dit is om die regte pad te wys. Nou wil ek vir jou 'n vraag vra, het jy geweet, hierdie is die enigste ding wat Jesus oor homself gesê het, wat hy ook oor ons, sy disippels sê. Jesus het gesê, ek is die lig vir die wêreld, maar in hierdie gedeelte sê Jesus, julle is die lig vir die wêreld. So dis die enigste ding in die Bybel wat Jesus oor homself gesê het, wat hy ook oor ons sê. En daarom as jy wil verstaan wat Jesus bedoel wanneer hy sê, julle is lig vir die wêreld, dan moet jy gaan kyk in watter konteks het Jesus dit ook oor homself gesê. Ek gaan jou daarmee help vanoggend. Die konteks waarin Jesus hierdie stelling oor homself gemaak het, is daar waar hulle 'n vrou in oorspel betrap. En jy kan dit so 'n bietjie in jou eie tyd gaan lees in Johannes 8. Maar gaan jy verduidelik wat hier gebeur. Ek gaan jou die weergawe van hierdie storie gee, die kort weergawe. So die Fariseërs en skrifgeleerdes vang hierdie vrou in die aksie terwyl sy besig is om oorspel te pleeg en hulle bring haar na Jesus toe. Maar, en dit staan in Johannes 8, hulle het geweet wat die wet van Moses sê. Die wet van Moses sê, so 'n persoon moet gestenig word. Maar, hulle het ook geweet, dat as Jesus gaan sê, stenig haar, dan gaan Jesus die Romeinse wet oortree, want die Romeinse wet het teregstelling deur die Jode verbied. Die Jode mag nie self besluit het op die doodstraf nie. Met ander woorde, hierdie was eintlik weer eens nog een van die Fariseërs se lokvalle wat hulle vir Jesus gestel het. En Jesus was hier vasgevang tussen die wet van Moses, so tussen dit wat vir die Jode reg en aanvaarbaar en die wil van God is, en die Romeinse wet, die wet waaronder die Jode ook nou staan. So wat doen Jesus? Wie van julle kan onthou? Wat het Jesus gedoen? Sonder dat jy nou die cheat sheet voor jou het, sonder dat jy nou Johannes 8 voor jou oop het, wat het Jesus gedoen? Hy het op sy hurke gaan sit en met sy vinger in die sand geskryf. Wie van julle was reg? Dis daar van 'n paar. So voor jy kom by wat Jesus gesê het, het hy eers op sy hurke gaan sit en met sy vinger in die sand geskryf. En vandag stry geleerdes oor wat dit beteken, maar vir die Jood het dit net een ding beteken. Dit was 'n aanspraak op goddelikheid. Dit was Jesus wat aanspraak daarop gemaak het, dat hy die een was wat die wet van Moses met sy eie vinger op die kliptafels geskryf het. So, Jesus wat hier hurk en met sy vinger in die sand skryf, is nie 'n vermydingstegniek nie. Dit is Jesus wat
sê, ek is die outeur van die wet van Moses. En die vraag waarmee ons moet stoei is nie, wat het Jesus op die grond geskryf nie. Want as God gedink het, dis belangrik vir ons om te weet, dan sou hy dit vir ons in die Bybel laat opteken het. Al wat ons moet sien, en dit wat belangrik is om te sien, is die daad van afbuk en met sy vinger in die sand skryf. En in die een aanskoulike daad wys Jesus dat hy verantwoordelik is vir die wet van Moses. Die wet op grond waarvan hulle hierdie vrou nou gevange geneem het en na hom toe gebring het vir 'n uitspraak. En hy het aangehou om te skryf en hulle het aangehou om aan hom te karring. Wat moet hulle nou met hierdie vrou doen? En dan kom Jesus regop en hy doen iets wat vir al die skrifgeleerdes, die wetgeleerdes, die ouens wat die wet van Moses uit hulle kop uitgeken het, wys dat hy volle kennis van die wet het. Hy herinner hulle aan 'n ander wet, wat in die wet van Moses staan. Een waarvan hulle waarskynlik gerieflikheidshalwe in hierdie oomblik vergeet het. En dit is 'n baie eenvoudige wet. Hierdie wet sê, niemand kan 'n getuie wees in 'n kriminele saak as hy al ooit dieselfde misdaad gepleeg het nie. So toe Jesus daai bekende woorde sê, laat die een wat sonder sonde is, die eerste klip na haar gooi, Johannes 8 vers 7, het hy nie bedoel, hulle moet 100% moreel perfek wees, voordat hulle hierdie sonde kan veroordeel en straf nie. Dis hoe die meeste van ons vandag hierdie teksgedeelte lees en toepas. Dis hoe die meeste mense hierdie teksgedeelte as 'n sweep gebruik om die te kastei wat dit waag om hulle uit te spreek teen sonde. Dis nie wat hier gebeur nie. Wat hier gebeur het, is dat die aanklaers en die getuies op grond van die wet van Moses ontslaan is. Want toe Jesus dit vir hulle sê, laat die een van julle wat nog nie hierdie sonde gedoen het nie, die eerste klip gooi, toe begin hulle een vir een omdraai en wegloop. En toe Jesus weer opkyk, toe vra hy vir die vrou, waar is al die getuies? En sy sê vir hom, nee, hier is niemand meer nie. Maar Jesus het geweet, dit gaan gebeur. Want hy het geweet, volgens die wet van Moses, as jy dieselfde sonde gedoen het, kan jy nie getuie in daai saak wees nie. Want dan stel jy jouself oop vir dieselfde straf. En Jesus het geweet, daar moet ten minste 2 of 3 geloofwaardige getuies wees vir hierdie vrou om skuldig bevind te word. En toe hy opstaan, toe staan nie een nie. En dan sê Jesus vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Nou ek wil sommer net vir jou help om te verstaan wat hier gebeur, want ek dink hier is sekerlik een van die mees misgeïnterpreteerde teksgedeeltes in die Bybel, wat 'n sweep word in die hande van ouens wat dit nie reg verstaan nie. Wat hier in Johannes 8 gebeur, is nie dat Jesus die wet tot niet maak deur genade nie. Jesus het nooit gekom om die wet tot niet te maak nie. Net in die vers, nou praat ek onder korreksie, net in die gedeelte, na die, wat Jesus sê, julle is die sout vir die aarde en die lig vir die wêreld, sê Jesus, ek het nie gekom om die wet ongeldig te maak nie, ek het nie. Ek het gekom om dit sy volle betekenis te laat kry. Wat Jesus wel in hierdie verhaal doen, is om vir die fariseërs te wys dat hy die wet beter ken as wat hulle doen, want hy is die outeur daarvan. En dan sê Jesus vir die vrou ook die volgende, hy sê, gaan en moet dit nie weer doen nie. En toe sy weg is, toe draai Jesus na die skare toe. En ek dink hier help die 83 vertaling ons nie baie nie. Want ek dink die 83 vertaling sê net by 'n volgende geleentheid. Maar die 2020 vertaling hier is vir ons 'n meer akkurate vertaling. Hy sê
toe Jesus omgedraai en met die skare gepraat wat daar was. Dit was nie 'n volgende geleentheid nie, dit was net na hierdie ding met die vrou gebeur het. Draai Jesus na die skare toe, wat hierdie spektakel gesien het, en hy sê vir hulle hierdie ding, hy sê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal beslis nie in die duisternis leef nie, en sal die lig van die lewe hê. Met ander woorde, Jesus het nie die wet van Moses hier deur genade tot niet gemaak nie. Dis hoe die meeste van ons hierdie verhaal interpreteer en gebruik. En ons sal sê, kyk, Jesus kies nie die wet hier nie, hy kies genade. Maar dit is nie die twee pole wat Jesus hier teenoor mekaar stel nie. En as dit die twee pole is wat jy uit hierdie verhaal uitkry, dan is dit nie reg nie. Wat Jesus wel hier doen, is om sonde, die oortreding van die wet, te kontrasteer met 'n beter manier van lewe. En vir hierdie vrou en die skare sê hy basies, daar's 'n ander manier as om die heeltyd in sonde te beland. En dit is om my te volg. Loop agter die lig aan. Ek is die lig. Dis wat Jesus hier sê. So ek wil dit weer vir jou sê, die twee pole hier is nie die wet teenoor genade nie, die twee pole hier is sonde teenoor 'n verhouding met Jesus. Dis die twee pole in Johannes 8, wat ons baie keer mis. Jesus sê hier, dat hierdie vrou nooit in hierdie situasie sou beland het, as sy hom gevolg het nie. Want dis 'n situasie van morele duisternis. Sy, die man saam met wie sy betrap is, wat dit toevallig nooit voor Jesus gemaak het nie. Die klomp ouens wat daar kom aankla het, wat elkeen hulle kop en skaamte moes laat sak en ook omdraai en wegloop, want hulle het dieselfde sonde al gedoen. Hulle het almal in morele duisternis geleef. En Jesus sê, as jy my volg, dan gaan jy nie in hierdie gemors beland nie. Jesus sê, daar's 'n ander manier, volg my, ek is die lig, dat ek vir jou wys waar jy moet loop en hoe jy moet loop en waar jy moet trap. Dis die konteks waarteen jy ook Matteus 5 moet lees. Hierdie verhaal vertel vir ons wat lig beteken. Want Jesus het van homself gesê, ek is die lig vir die wêreld. En nou sê Jesus, julle is die lig vir die wêreld. So, lig is nie wat ons sê of wat ons doen nie, dis wie ons ken. Lig is om in 'n lewendige verhouding met Jesus te leef. Lig is om te kies om Jesus te volg, eerder as om in morele duisternis te leef en heeltyd in dieselfde sonde oor en oor te beland. Nou wil ek jou terugbring na Matteus 5 toe. Jesus sê, julle is die lig vir die wêreld. En wanneer Jesus sê dat ons lig moet wees in 'n wêreld van morele duisternis, dan sê hy ook, die enigste aksie wat jy hier moet neem, is om jouself op 'n lampstander te sit, en nie onder 'n emmer nie. Met ander woorde, jy as disipel van Jesus het die verantwoordelikheid om jouself doelbewus in open view te sit. Ek dink dis vir Christene 'n baie moeilike ding om te doen. Dit het vir ons moeilik geraak om ons geloof te leef. Geloof is iets wat ek by die huis doen, in my binnekamer, in my stilte tyd doen. Geloof is iets wat ek Sondag by die kerk doen. Maar wanneer ek Maandag by die werk instap, dan doen ek soos hulle doen. Want ek moet inpas hier. Dis moeilik vir 'n Christen om hulle self in open view te sit, op 'n lampstander te sit in 'n seisoen waar daar op Christene en Christelike waardes jag gemaak word. Maar hoekom sê Jesus, moet ons op 'n lampstander wees? Want weggesteekte lig beteken niks. Dit beteken niks. Dis soos wat ons laasweek vir mekaar gesê het, sout in 'n soutpot beteken niks. Die sout moet die rys tref, of die meel tref, vir die rys of die pap om lekker te proe. Lig moet op 'n staander wees. Lig moet hoog wees. As die krag daar by ons afgaan, dan het Tiani nou geleer, my selfoon liggie maak lig. Maar dan vat sy daai selfoon liggie en dan skyn sy hom op haar eie gesig.
dan help dit niemand van ons nie. Dan tas ons in elk geval daar in die duisternis rond tot een van ons 'n lamp of 'n ding in die hande gekry het. Lig moet ergens hoog gesit word, sodat dit lig maak vir almal. En nou kom ons by die goeie en die goue vraag uit. Hoe lyk hierdie lig wat ons moet laat skyn? Kom ons sê eers vir mekaar wat dit nie beteken nie. Wat hierdie lig nie is nie. Hierdie lig wat ons moet laat skyn is nie ons toewydingsaktiwiteite nie. Dit sê die Here is iets wat nie in die openbaar geparadeer moet word nie. In die bergpredikasie self sê Jesus juis om te vas, om te gee en om te bid, dis goed wat jy alles alleen vir die gehoor van God doen. Want die oomblik wat jy begin vas in die openbaar, en wanneer jy wil hê almal moet weet hoeveel jy gee, en wanneer jy in die openbaar, daar's 'n ander dimensie aan wat ek nou sê, maar in die openbaar begin bid, met hierdie lang sinne, soos wat die Fariseërs en die skrifgeleerdes gebid het, dan en jy begin dit in die publieke oog doen, dan kry ons gemengde motiewe. Okay? Dan begin ons dit doen vir wat mense van ons dink, en nie van wat God van ons dink nie. Hierdie lig wat ons moet laat skyn, verwys ook nie na maatskaplike welsyn nie. Hoekom nie? Want die wêreld is self baie goed met maatskaplike welsyn. Dis nie die uitsluitlike funksie van die kerk nie. Moet disippels betrokke wees in maatskaplike welsyn? Beslis. Die Here is baie duidelik daaroor. Kyk en versorg die weduwees en die wees. Maar dis nie wat Jesus bedoel wanneer hy sê ons moet lig wees nie. Dis nie 'n kwalifikasie vir lig wees nie. Want anders was die nasionale lotery die lig vir die wêreld gewees. Want hulle gee baie meer vir maatskaplike welsyn as wat enige Christen doen. Die kerk het nie monopolie op sosiale aksie of maatskaplike welsyn nie. Daarom is dit nie wat dit beteken om lig in die wêreld te wees of vir die wêreld te wees nie. So as lig wees niks te doen het met my toewydingsaktiwiteite nie en ook niks te doen het met maatskaplike welsyn nie, wat bedoel Jesus dan wanneer hy sê ek moet lig vir die wêreld wees? Die lig waarna Jesus hier verwys is 'n hoër morele lewensstandaard as die res van die wêreld, wat uitsluitlik kan spruit uit 'n diepgaande verhouding, persoonlike verhouding met God. Ek gaan dit weer vir jou sê, die lig waarna Jesus hier verwys is 'n hoër morele lewensstandaard as die res van die wêreld, en dit kan net uit een ding uit voortvloei, en dis my verhouding met God. Ek wil hê jy moet hoor dat dit nie hier gaan oor 'n aftiklysie van 10 of 100 goed wat jy moet doen om lig vir die wêreld te kan wees nie. Dit gaan nie oor 'n lys goed wat ons moet doen nie, maar dit gaan eerder oor 'n manier van wees in 'n wêreld van morele duisternis. Ons moet anders wees as die wêreld. Yes. Amen. En weet jy wat die wonderlike ding van Jesus? Hy gaan in vers 17 tot 48 en dan ook in hoofstuk 6 en 7 van Matteus voort om uit te spel hoe dit lyk as disippels 'n lig vir die wêreld is in elke sfeer van die lewe. En in die res van die bergpredikasie kom lig Jesus hierdie morele standaard vir ons hoor as wat iemand anders dit nog ooit gewaag het om dit te lig. En daarom kry die bergpredikasie, Matteus 5 tot 7 van Jesus, regtig baie kritiek van die wêreld af. Mense sê, dis onmoontlik om so te leef. Dis onmoontlik om by Jesus se standaarde uit te kom. Dis onnatuurlik om so te leef, soos wat Jesus dit hier uitspel. En dan moet ons vandag hier mekaar in die oë kyk en ons moet sê, hulle is reg. Dit is onnatuurlik om so te leef. Dit kom nie vir ons natuurlik om by hierdie hoë morele standaard uit te kom nie. Dit is onnatuurlik vir ons, is waar. Maar dis hoekom jy nie op jou menslike natuur kan staat maak om by die standaarde van Jesus uit te kom nie. Ons moet op die bonatuurlike staat maak om ons te bring tot op hierdie standaard wat Jesus hier vir ons stel. Dis hoekom Jesus sê, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke sien en julle Vader wat in die hemel is,
verheerlik. Want dis alleen deur die genade van God. Dis alleen deur die verlossing van Jesus en dis alleen deur die gawe van die Heilige Gees wat ons by hierdie hoë morele lewensstandaard kan uitkom, wat ons lig vir die wêreld kan wees. Kom ons vat net een voorbeeld, net om dit grond toe te bring, van waar Jesus die morele baar vir disippels 'n bietjie kom lig. In Matteus 6 vers 25 tot 34 verbied Jesus disippels om te stres. Right? Dis die een onderwerp in die bergpredikasie waaraan Jesus die meeste tyd afstaan. Hy verbied kinders van die Here om te stres. En dis hoekom jy nooit 'n gestreste Christen sal sien. Ons lag, en ek preek vir jou, net soos ek vir myself preek vandag, Jesus het dit nie as 'n grap bedoel nie. Jesus was baie ernstig toe hy gesê het, julle mag nie stres nie. Hoekom nie? Want dit verheerlik nie vir God nie. Om te stres is om te sê, ek glo nie dat God vir my sorg nie. Om te stres is om te sê, ja, God sorg vir die voëls, en God sorg vir die blomme in die veld, maar God sorg nie vir my nie. Kan jy vir jouself indink watter getuienis dit in hierdie wêreld sal wees as mense begin agterkom dat Christene nie stres nie bekommernis het nie. Weet jy hoeveel mense gaan tot bekering kom net as ons net op hierdie front van stres en bekommernis en twyfel dit reg kry om by Jesus se standaard uit te kom. Dit kom natuurlik vir ons om te stres. Ek weet, maar dit is slegs deur die bonatuurlike wat ons daartoe in staat is om nie te stres nie. Jesus het die morele standaard vir disippels hoër kom lig as wat enige iemand dit nog ooit gelig het, maar wat Jesus kom doen, is hy die mens kom ophef om aan daai standaard te voldoen. Hoe het hy dit gedoen? Deur die kruis, deur die vernietiging van sonde, en deur sy hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat op hierdie oomblik in jou is, en wat jou op hierdie oomblik bekragtig om te doen dit wat jy nie in jou menslike vermoë kan doen nie. So Jesus het die mens kom ophef om aan sy standaard te voldoen. Met ander woorde, jy is ten volle by magte om lig vir die wêreld te wees. Jy is. Wat doen die kerk vandag? Die kerk en gelowiges? Ons verlaag die standaard sodat dit aan die mens voldoen. Dis hoekom die kerk sy lig verloor het. Dis hoekom ons dit nie reg kry om deur die duisternis van die 21ste eeu, of in wat se eeu leef ons nou? In hierdie eeu te breek nie. Jesus sê, julle wat vandag hier sit, julle 150, 200 mense, julle is die lig vir die wêreld. En ek wil hê julle moet anders wees as hierdie wêreld. Ek wil hê jy moet radikaal anders wees. Ek wil nie hê jy moet konformeer tot die standaarde van hierdie wêreld nie. Ek wil hê jy moet opgehef word tot 'n hoër standaard. Ek wil net so 'n paar goeders vir jou noem. Net wat in die res van die bergpredikasie wat Jesus sê, waar hy die standaard kom lig. Hy sê, die wêreld sê jy mag nie moord pleeg nie. It's all good. Die wêreld sê jy mag nie moord pleeg nie. Moord pleeg is vir die wêreld ook verkeerd. Maar ek sê vir jou, as jy jou broer uitskel vir 'n idioot, dan het jy al reeds moord gepleeg. Sien, Jesus kom lig om net nog 'n bietjie. Die wêreld sê jy mag nie egbreek pleeg nie, maar ek sê vir jou, as jy net na 'n vrou kyk en haar begeer, dan het jy al reeds egbreek gepleeg. Die wêreld sê jy mag skei. Jy moet net vir jou vrou 'n skeibrief gee. Ek sê vir jou, as jy van jou vrou skei oor enige ander rede as oor oorspel, dan dryf jy haar tot egbreek. Die wêreld sê, as jy eet af lê, mag jy dit nie verbreek nie. Dis goed. Dit klink vir ons goed op ons ore, né? Maar Jesus sê, ek sê vir julle, moenie jy eet af lê nie, maar laat jou woord geloofwaardig wees. Laat jou ja wees en jou nee. Die wêreld sê, jy mag wraak neem. Maar ek sê vir julle, draai eerder die ander wang. Gee meer as wat daar van jou gevra word. Die wêreld sê, jy moet jou naaste lief hê. Klink goed, né?
te doen. Dit klink Bybels. Maar dan kom Jesus en dan sê hy, maar ek sê vir jou, jy moet jou vyande lief hê en bid vir die wat jou vervolg. Die wêreld sê, maak rykdom bymekaar. Ek sê vir jou, versamel eerder skatte in die hemel. Die wêreld sê, daar's baie lekker dinge om na te kyk. Ek sê vir jou, pas op wat jy deur jou oë laat gaan, want dit bepaal die gesondheid van jou hele liggaam. Die wêreld sê, doen aan ander wat hulle aan jou doen. Ek sê vir jou, doen aan ander wat jy graag sal wil hê hulle aan jou moet doen. Die wêreld sê, om Jesus te ken is genoeg en om verlossing te aanvaar is genoeg. Ek sê vir jou, as daar nie 'n lewendige verhouding tussen jou en God is nie, sal jy nie in die koninkryk van God ingaan nie. Jy kan dit alles gaan lees, dit staan alles in Matteus 5 tot 7. Jy kan my gaan nagaan. Jesus kom lig die standaard, die morele standaard. En Jesus sê, as jy aan my behoort, as jy my disipel is, dan lyk jy anderster as die wêreld. En ek wil vandag aan die hand van Matteus 5 vers 13 tot 16 jou sommer net kom bemoedig en vir jou sê, waag dit om anders te wees. Waag dit om 'n hoër morele standaard te handhaaf, in jou huis, tussen jou vriende wanneer jy hulle braai, by die werk. Moenie bang wees om ongewild te wees nie. Gewildheid is nie 'n standaard wat God vir disippels stel nie. Inteendeel, Jesus het baie uitdruklik ook in die bergpredikasie gesê, die wêreld gaan julle haat, want die wêreld haat my. Maar gaan wees anders, want julle is nie burgers van hierdie aarde nie. Julle is burgers van 'n ander koninkryk. Filippense 3 vers 20, maar ons is burgers van die hemel. Jy behoort nie aan hierdie wêreld nie. Dis wat dit beteken om lig vir die wêreld te wees. Om vir die wêreld te wys, daar is 'n ander manier van wees. 'n Manier van wees wat God verheerlik. Ek gaan afsluit deur net vir jou dit te sê. Dit is 100% moontlik. Dis moontlik. Dis moontlik om lig vir die wêreld te wees. Want Jesus het reeds die oorwinning vir jou aan die kruis behaal. Oor sonde, oor die mag van sonde. Enige sonde waarin jy nog steeds wandel, is sonde wat jy kies bo die oorwinning van Jesus. En ek wil jou uitstuur vandag om vir jou sê, gaan wees hierdie week lig in die wêreld, vir die wêreld. Gaan wees radikaal anders as die res van die wêreld. Gaan handhaaf 'n hoër morele standaard as die res van jou kollegas by die werk. As hulle begin grappe vertel wat nie gepas is vir 'n Christen nie, of as hulle begin vuil taal gebruik, verwyder jouself. Moenie so praat nie. Moenie lag vir obskure grappe nie. Handhaaf 'n hoër morele standaard daar by jou werk en gaan leef vir die oorwinning van die kruis. Is klaar vir jou gegee. Is klaar vir jou behaal. Gaan die week en laat jou lig so voor die mense skyn dat hulle na jou kyk en jou Vader wat in die hemel is verheerlik. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons eer U vir Jesus se preek in Matteus 5 tot 7. Dankie vir die waarskuwing vanmôre, Here, dat ons nie moet konformeer tot die wêreldse standaarde nie. Dankie dat U hierdie ding sommer net weer in ons elkeen se gees kom afstof. En dankie dat U ons net weer kom herinner dat daar vir kinders van die Here, vir disippels, 'n hoër standaard gestel is. En dat ons slegs lig vir die wêreld kan wees as ons andersheid handhaaf. Here, ons wil sommer net bid teen 'n louwarm geloof. Want dis wanneer ons louwarm raak wat ons settle vir minder as wat U van ons verwag. Ons kom vra om blaas om net weer 'n opgewondenheid, 'n vuur in ons elkeen se geloof aan. Kom op, ons vanoggend net weer excited daaroor om 'n Christen te wees buite hierdie 4 mure.
waar ons hierdie week tussen ons huismense, tussen ons vriende, tussen ons kollegas by die werk gaan wees, kom gee ons sommer net weer 'n bewussyn van ons andersheid. Kom gee ons elkeen sommer net weer 'n besef dat ons nie aan hierdie wêreld behoort nie, maar dat ons behoort aan die koninkryk van die hemel. En dat ons onsself alreeds hier soos burgers van God se koninkryk moet gedra. Here, hierdie week wat voorlê is ons gemeente se vasweek. Ons bid sommer net vir elke Basilea familielid se deelname en se toewyding. Want waar ons vas, Here, weet ons gebeur daar iets in die geestesdimensie. So ons bid nou al vir elke ou se beskerming, maar ook vir elke ou se commitment. En Here, dan bid ons nou al reeds ook vir Pinkster, wat volgende Sondag afskop. Ons is opgewonde, ons het 'n groot opgewondenheid en afwagting in ons gees oor dit wat dan gaan gebeur. Maar ons bid dat U nou al reeds met elke Basilea familielid sal begin werk. Werk in ons harte. In die eerste plek, Here, om Pinkster te kom bywoon. En in die tweede plek, Here, kom skep sommer net 'n expectation in ons elkeen se gees, om U ook op 'n nuwe manier te beleef deur dit wat Pinkster hier gaan gebeur. Ons bid ook vir Marius en dat U met hom sal wees en U gees hom sal lei ook waar hy besig is hierdie week met voorbereiding vir Pinkster. Ons bid U bloed en die beskerming ook oor hom. Here, wees alreeds hierdie week met ons besig. Ons weet U stuur ons nou die wêreld in met die opdrag gaan wees lig. Ons vra dat U ons sal bekragtig en ons sal beskerm, want ons wil doen soos U sê. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.